Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie boodskap met julle te deel en saam met die mense van Kruiskyk te kuier. 'n Plek waar die goeie nuus verkondig word. Vandag wil ek met julle gesels oor hoop op God. Met ander woorde, die belangrikheid van om jou hoop op God te plaas en nie op mense nie. Romeine 15 van vers 13. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? God wil jou vul met al die blydskap en die vrede wat daar is. En dit is waarvoor jy moet hoop. Met ander woorde, as jy dalk op hierdie stadium in jou lewe dalk nie daai vrede en daai blydskap beleef nie, dan wil ek vir jou sê dat God is die God van hoop. En dit is sy begeerte dat jy dit moet beleef. Maar 'n mens moet onthou dat God nie meer vir ons kan doen as wat hy deur Jesus gedoen het nie. Met ander woorde, ons moet gaan vasstel wat het Jesus gedoen. Met ander woorde, Jesus het gekom, ons vrygemaak van sonde, ons vrygemaak van die dood. Hy het gekom om ons siektes te genees, ons krankhede op hom te neem. Hy die wat in gevangenis was, het hy kom losmaak. Hy het ons wat verbryseld van hart is, kom genees. So om dit te beleef, moet jy begin glo in wat die Here Jesus gedoen het. En dis hoekom dit so belangrik is om hom te ken en die krag van sy opstanding, sodat jy in daai opstandingskrag kan leef. Daar's baie van ons wat so fokus op waardeur ek gaan, wat ek nou het en wat met my gebeur, dat dit laterand al ons fokus van God afhaal. In ander woorde, dis amper asof hierdie probleem van jou 'n tipe, dis nou kras gestel dalk, maar 'n afgod is, want jou fokus is die heeltyd op dit. En daai versie in Jesaja is vir my baie mooi wat sê, God will keep you in perfect peace because your mind is set on him. Met ander woorde, God sal 'n standvastige gees ten volle bewaar. Hoekom? As jy op hom vertrou. So jou fokus moet nie die probleem wees nie. Jou fokus moet God wees. Hoekom? Want God is groter as die probleem. En ek weet, dit is nie altyd so maklik nie, maar dis hoekom dit dan belangrik is om vir jou skrifte te kry, waarop jy kan mediteer, skrifte waaroor jy kan dink. Jy kan byvoorbeeld Psalm 91 gaan lees, Psalm 23, Psalm 103, wat vir jou duidelikheid gee oor hoe God jou beskerm, hoe hy jou herder is, hoe hy jou lei, hoe hy jou help as jy in dale van doodskaduwee gaan. So maak die woord van God jou realiteit, sodat die hoop van alle vrede en alle blydskap jou realiteit kan word. Een van my groot voorbeelde waarvan nou om oor te praat, is van Paulus en Silas se storie in die tronk. Hulle was toegesluit en vasgemaak met kettinge, en hulle het nie gaan sit in sak en as nie. Toe dit middernag word, het hulle gesing en God geloof en prys, want hulle het hoop gehad. Hulle het geweet dat God 'n waarmaker van sy woord is. En toe kom 'n engel en hy maak al die tronkdeure oop en die boeye val af. En die tronkbewaarder skrik so groot en hy dink nou dat Paulus en Silas, dat hulle almal nou ontsnap het en nou gaan hy homself doodmaak. Maar God se genade is so groot dat God hierdie situasie gebruik en waar Paulus uitskroep vir die persoon, nee, jy hoef jou nie dood te maak, ons is nog hierso. En toe is hy so bang en toe vra hy vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? Toe vertel Paulus vir hom die evangelie en toe word hy gered en sy hele familie. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van ons, vir ons. As jy byvoorbeeld na Dawid kyk, as jy na Josef kyk, as jy na Daniel kyk, Sadrag, Mesach, Abednego,
wat daai mense deurgegaan het, en hoe God dan daai situasie gebruik het, vir iets baie groters. So, vir julle wat dalk nou in 'n stadium is, waar jy hopeloos voel, wil ek vir jou sê, jy moet jou bors uitstoot, jy moet die woord van God inneem, en jy moet sê, ek's meer as 'n oorwinnaar, deur Christus, wat my krag gee. Daar's 'n skrif wat in 1 Tessalonisense 5, wat sê, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God. Jy sien, dit wat jy deurgaan, God gebruik baie keer daai omstandighede vir iets groter as wat jy ooit gedink het. So ons moet nie net vaskyk in my probleem, my swaar kry, my dit, my dat nie. Ons moet bid vir wysheid, sodat God vir ons die groter prentjie kan wys. Paulus en Silas, ten spyte van daai wonderwerk, het daai hele familie van daai tronkbewaarder tot bekering gekom. En jy moet besef dat God dit deur jou wil doen. Jou omstandighede maak van jou 'n getuienis om te kan getuig. Ek is byvoorbeeld, toe ek jonger was, toe ek teruggeval het en voor ek werklik my lewe totaal en al vir Jesus oorgegee het, was ek vasgevang in goeie soos dobbel, goeie soos pornografie, wat jou lewe verwoes het, alkohol en allerlei goeders van die vlees. En weet jy, ek luister vandag, toe ek na 'n podcast luister van iemand op YouTube, waar die persoon sê dat 58% of selfs meer van mans wat kerk toe gaan, kyk pornografie. Hoe skokkend. Dit beteken dat as 100 mense na hierdie opname kyk, en daar 100 mans, is daar 50 wat aan pornografie verslaaf is. Dit is skrikwekkend, dit is skokkend, en daarom sê die Bybel dat jy jou hart moet bewaar en jou oë moet bewaar. Met ander woorde, ons moet niks wat onrein en onheilig is voor ons oë plaas nie, want ons kan nie op God hoop en dan onsself voed met die werke van die vlees nie. Met ander woorde, jy kan nie bid en vra om bevry te word en dan aanhou goeders doen, aanhou programme kyk of goed op sosiale media kyk, in tydskrifte, op webwerwe wat onheilig is nie. Ons is nie vir onheiligheid geroep nie. Alhoewel ek die boodskap van genade verkondig, moet jy besef dat genade van God daar is om jou vry te maak. Jesus wil jou vry maak van daai goeders wat jou bind. En ek voel in my hart om pornografie vandag te noem, omdat ek van dit bevry is. Die dag toe ek my lewe vir Jesus gegee het, en ek met 'n klomp jong mense gepraat het, en vir hulle vertel het van my lewe en waardeur ek gegaan het, en bely het dat ek na hierdie pornografiese goed gekyk het, en waar daarmee gepaard gaan, en toe ek dit bely en dit uitkom, het daar iets in my gebeur, wat ek nie vir mense kon beskryf nie, dat ek daai selfde dag nog, kon ek nie na iets onreins kyk nie, ek kon nie 'n televisie aanskakel nie, ek het so rein en heilig gevoel geword, want die bloed van Jesus, wat ons sonde vergewe, ek het dit ervaar, ek het dit beleef, dat iemand wat 'n perverse manier van dink gehad het, hoe Jesus in 'n oomblik kan kom, en jou verstand so rein maak, jou manier van dink so heilig maak, dat jy nooit kon glo, dat jy so iets gedoen het nie. En ek glo dit is wat God vandag vir jou wil doen, en dit moet jou hoop wees. Hoop vandag saam met my, en glo saam met my, dat jy vandag bevry gaan word. Onthou, ware vrede en blydskap kry jy deur te glo. Dis nie iets waarvoor ons moet werk nie. Ons fokus, as jou fokus meer word wat Jesus gedoen het, as wat jy moet doen, dis dan wanneer goeders in jou lewe verander. Filippense 4 van vers 4 sê byvoorbeeld, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle.
Daar staan nie, verbly jou as dit goed gaan nie, verbly jou as jy baie geld het nie. Daar staan, verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Want, hoor nou hierso, die Here is naby. So ek wil hê jy moet besef dat God nie ver van jou af is nie, dat Jesus nie ver van jou af is nie, dat die Heilige Gees nie ver van jou af is nie, maar dat jy die tempel is waarin God woon. En omdat God in jou woon, sê Paulus, moet jy nou bid en glo dat dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou is. Dan gaan hy aan om te sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. Om te bekommerd oor iets wat jy nie het nie, maak nie dat jy iets kry wat jy nie het nie. Bekommernis beroof jou van jou blydskap, dit beroof jou van jou vrede en dit veroorsaak dat jy mis wat God deur Jesus vir jou gedoen het. As jy jouself begin verbly in die Here en glo dat wat Jesus vir jou gedoen het, sê die woord dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en sinne bewaar in Christus Jesus. So ware blydskap, ware geloof, daai vrede wat jy so bitterlik nodig het, is in jou, dis by jou, want die God van vrede en die God van blydskap het jou sy woning gemaak. So dis belangrik, verbly jou, wees vriendelik, en dan gaan jy die vrede van God werklik beleef. Ek sê altyd, ek het vir jare lank nie in oorwinning geleef nie, omdat ek gedink het God was daar en ek was hier. Die skeiding tussen ons was so groot. Ek het nooit besef dat dit wat Jesus gesê het, die werklikheid is nie, waar Jesus gesê, as jy doen wat ek doen en my gebooie bewaar, dan kom ek en die Vader en dan maak ons woning by jou. Nou vergeet van tradisie en oorlewering, dink vir 'n oomblik, hierdie oomblik, as Jesus en die Vader by jou is, en die Heilige Gees by jou en in jou is, wat het jy nodig? Wat kan jy oorwin? Dis hoekom Jesus gekom het. Jesus het dit vir ons kom demonstreer. Paulus skryf in Kolossense dat in Jesus was al die volheid van die Godheid liggaamlik. En Jesus het dit bewys. Hy het dit gedemonstreer deur sy doen en late, deur sy optrede, deur wat hy gesê het, deur hoe hy God se stem gehoor het en dan gesê het wat God gesê het. En dan sê daai skrif, as jy 'n bietjie verder gaan, dan sê hy, en julle het die volheid in hom. Dink bietjie daaroor. Die volheid van God is in jou. Kan jy sien hoekom dit so belangrik is om 'n bewustheid van dit te ontwikkel? Want ons natuurlike verstand wil nie soontoe gaan nie. As 'n probleem opduik, die eerste ding is, wie kan my help? Wie gaan my help? Of ons jaag hospitaal toe, of ons jaag na 'n dokter toe. Maar ek wil jou vir jou vandag sê, Jesus het gekom om ons van dit te verlos, om ons vry te maak, sodat ons werklik in oorwinning kan leef. Onthou Lukas 17:21, die koninkryk van God is binne in julle. En dan sê die Bybel wat die koninkryk van God is. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So waarop kan jy hoop vandag? Wat kan jou lewe verander? Jy moet begin glo dat God se geregtigheid, sy vrede en sy blydskap binne in jou is. En as jy dit glo en daaroor mediteer en God loof en prys onder alle omstandighede, gaan die transformasie wat jy in jou lewe bevind ongelooflik wees. Die sê ding wat sê, I once was blind, but now I see. Ek was blind, maar ek kan sien. Ek was dood en ek lewe nou. Dis die realiteit.
Dit is wat jy en ek in Christus behoort te beleef. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou waar is die Gees van die Here? Ons almal ken 1 Korintiërs 3 vers 16, wat sê dat ons liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, en dat die Gees van God in ons woon. So waar is jou vrede? Waar is jou vryheid? Nie in die wêreld nie, nie in besittings nie. Jou vrede en blydskap is nie in dit wat jy het nie. Met ander woorde, jou vrede en blydskap is waar die Gees van die Here is. En omdat die Gees van die Here is, moet jy begin glo dat die vryheid van God, dat die vrede van God deel van jou is. Dit is wat ons vry maak. Dit is baie belangrik om daai bewustheid van God in jou te ontwikkel. Jy het dit dalk tog nog nie vandag ervaar nie, maar ek wil vir jou sê, hoop vir dit, bid vir dit, glo vir dit, dat jy ook soos Jesus kan sê, die Vader wat in my bly, hy doen die werke, die Vader sê vir my, wat ek moet doen. Een van die goed wat ons blydskap steel, is geldgierigheid. Met ander woorde, in die lewe of in die plek en die tyd waar ons nou leef, daar is soveel informasie, ons word soveel blootgestel aan bemarking, aan wat die wêreld bied, aan wat mense het, wat mense besit, en 'n mens sien gewoonlik ook net die wat meer as jy het, en jy besef nie hoeveel duisende, biljoene mense daar is, wat nie eens 'n kar het nie, wat nie skoon drinkwater het om te drink nie, mense wat in gehuggies bly, mense wat doodgaan van die honger. So ons moet nie ons fokus die wêreld maak nie, en het sy negatief of positief, het sy dit wat ek het of nie het nie, maak seker, jou fokus bly God. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, hoor nou, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my kan doen? Kan jy sien hoe belangrik dit is, om te glo, dat die Here jou helper is? Jesus het 'n stelling gemaak waar hy sê, ek en die Vader is een, en hy het ook gesê, elkeen wat bely, dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Dis wat Johannes geskryf het, maar Jesus het ook daai woorde gesê, en ek wil nou net daai twee vir jou bymekaar bring. Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader, dan sê hy, glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie. In ander woorde, as Jesus in die Vader is, en die Vader in Jesus, dan is Jesus en die Vader een. Dis hoekom Jesus in absolute oorwinning kan leef. Maar dieselfde sê Johannes nou, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Kan jy die eenheid sien, wat daar tussen ons en God is? En jy moet besef dat Jesus nie net 'n voorbeeld vir ons was nie, maar hy's 'n voorbeeld van ons. Hy's vir my die spieël waarin jy kyk. Hoe meer jy hom sien, hoe meer sien jy jouself. So jou fokus moet jou eenheid met God wees, want dit is wat jou vry maak. Dan is daar 'n skriffie wat baie van julle ken en baie dalk nog nooit van gehoor het nie. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Kan jy sien waar jou oorwinning is? Jy's nie meer alleen nie. Jy is nie meer van God geskei nie. En dit is wat jy vandag kan hoop. Hoop dat daai openbaring, daai realiteit vandag vir jou 'n persoonlike realiteit word. Dit is baie belangrik om 'n persoonlike verhouding met God te hê. In ander woorde, ons moet nie weet wat Jesus
of ons moet nie kennis oor Jesus het nie, ons moet die kennis van Jesus het. In ander woorde, Jesus het vir ons geleer dat God ons Vader is. In Johannes 20 vers 17 sê hy vir Maria, Maria moet nog nie aan my vat nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader en julle Vader en my God en julle God nie. Gaan jy sien, Jesus het vir ons kom wys dat ek en jy daai selfde intieme persoonlike verhouding met die Vader kan hê. En as jy daai verhouding met die Vader het, dan ontvang jy alles wat die Vader het. In die gelykenis van die verlore seun, het die seun wat nie verlore was nie, hy was bietjie ongelukkig oor die broer wat terugkom, nou 'n funksie gekry het, hy het 'n nuwe kleed gekry, hulle het die vetgemaakte bees gaan slag, en toe kla hierdie seun, toe sê hy, maar pa, ek was nog nooit jou verlaat nie, en ek doen net altyd goed, ek is by jou, en jy het nog nooit vir my iets gedoen nie. Toe sê die Vader vir hom, my seun, alles wat myne is joune. En dit is wat ek vir jou wil sê, alles wat God het, wil hy met jou deel. So maak seker, jy raak ontslae van al daai negatiewe gedagtes, negatiewe invoer, wat jy die heeltyd in jouself inneem, dit wat jy sien, dit wat jy hoor. Maak seker, jy leef 'n rein en heilige lewe, sodat jy die volheid wat God deur Jesus vir jou bewerkstellig het, dat jy dit kan beleef. Johannes 15 vers 10, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees, soos die Vader my liefgehad het, het ek julle liefgehad het, bly in hierdie liefde van my, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie bewaar, van die Vader wat my gestuur het. Kan jy sien, die voorwaarde, wees gehoorsaam aan die woord van God. Maak seker, jy doen wat die woord sê jy doen, en nie wat jou vlees wil hê, jy moet doen nie. Ek sluit af met Psalm 45 vers 7, ekskuus, is nou die tweede keer wat ek afsluit, maar dis vir my 'n mooi skrif, hy sê, u troon, o God, is vir ewig en altyd, die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. So, God het al die krag, hy het al die mag, en hy kan jou vandag bemagtig om in oorwinning te leef. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die oorwinning van Jesus Christus. Dankie vir die liefde van Christus, en dankie vir die gemeenskap wat ons met U en die Heilige Gees en Jesus kan hê. Vader, help ons om die volheid van dit wat Jesus gedoen het, volkome te kan besef, en laat elkeen van ons daardie hoop in ons sal hê, om te kan doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, omdat U Vader in ons bly en deur ons leef. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen.